Is altyd vir my so wonderlik om te hoor wat is op mense se bucket lists. Daai ding wat jy nog regtig graag eendag wil doen. Nou ek het so 'n paar van hierdie emmertjies om my, maar die bucket list wat ek nou regtig ernstig wens ek kan doen en ek twyfel sterk of ek dit ooit eendag sal doen, maar ek bly droom daaroor dat ek julle vertel. So tyd terug, twee vriende wat daar in wat is die plek se naam, Kleinbrak bly. Hier in die vakansietyd sukkel die see mense maar 'n bietjie want almal is mense is mos maar oor jou plek. En nou kom die inkommers en maak op jou plek soos hulle wil en dan raak die mense bietjie se bors raak bietjie warm oor dit. En hulle daar so oorkant die pad sien hulle 'n man parkeer sy motorfiets en daar's 'n tannie langsaan het nou die man heeltyd gekapittel wanneer vat hy die motorfiets weg en sê hou nie van hom nie en hulle ek meen jou motorfiets kan daar staan maar die tannie het nie daarvan gehou nie. Sy kom praat hom weer aan en hy besluit toe nou hy genoeg gehad. Nou staan sy daar op die stoep en sy praat aan met hom en hy staar daai motorfiets op julle. En hy maak 'n donut voor haar huis. Soos lyk of hy met 'n groot swart koutjie pen dit gemaak het en hy ry daar weg met 'n bulderende exhaust. Nou, dis nie, ek sê nou nie julle moet dit doen nie, dis nie 'n lekker ding om te doen nie. Maar as jy nou kan en as ek dit nou eendag reg kry, gaan ek dit nie voor iemand doen koggelend nie. Ek wil verskriklik graag 'n donut maak op 'n motorfiets. Julle? Weet jy, ek is nie atleties nie, ek kan my vreeslik verwonder aan atlete. Ek meen, selfs 'n ballerina is 'n fantastiese atleet. En as ek sien hoe soepel en hoe, ek is glad nie soepel nie, ek is stokstyf soos 'n besemstok. Dis nou maar ook ingekom het en ek probeer maar my bes om ook soepel te wees, maar ek sal nou nooit sportief wees nie. As ek nou sien wat daai mense op die motorfietsse doen, julle, dan ja, hulle so op 'n ding, eers klim hulle so in die lug op, dis ook 'n droom van my. En my tweede droom is, dan weet jy wat maak hulle, dan breek hulle so vinnig, dan lig die agterkant weer op, dan staan hulle so, wie kry lekker soos 'n kind wat in 'n Smartie winkel is, ek kan eet soveel soos ek wil. En daai donut, ek dink net aan die, jy moet natuurlik nou 'n vaardigheid hê, jy moet 'n motorfiets lief hê, maar hoe opgewonde jy moet wees, hoe ryk daai tyres wat jy so afbrand, want dis natuurlik nou 'n duur ding, want dis jou tyres wat nou daar lê op die teer as jy nou daar klaar is. Maar my droom, ek weet nie hoe sal ek dit reg kry nie. Ek sal ook nie nou help, ek gaan na ou Rassie Erasmus toe en sê vir hom, asseblief my broer, maak van my 'n atleet nie. Maar as ek nou so sit en droom hier in my huis, van wat sal ek nou nog graag eendag wil doen, dan is dit die ding. Ek wil dat dit 'n scrambler wees. Hy is mos so half hoog en sy wiel staan so uit. Ek weet nou nie ander details dat jy kan nou hoor hoe min weet ek van 'n motorfiets en ek wil 'n wheelie op so 'n ding gaan doen wat ek nie eens ken nie. Maar dit moet dit voel vir my, hy moet half lyk soos 'n bul. Maar Harley Davidson is nou so 'n kalme motorfiets, hy lyk vir my so mooi. En die mans daarop is vir my so mooi, nou nie almal nie, maar meeste. Maar hierdie moet so 'n sporterige ding wees. Want ek het ook nou al gedink, 'n bucket list wat moontlik ook nog iewers by my is, ek wil 'n advanced driving kursus gaan doen. Dat as ek eendag gly op die pad, sê die slim mense mos jy moet agter jou neus aanry, jy moenie vir jou terugruk op die pad nie, want dan rol jy. So miskien terwyl ek nou hier so vol moed vir julle sit te vertel van my bucket list, dink ek die een wat doenbaar gaan wees, gaan in 'n motor wees met 'n advanced driving course, dat ek kan lekker sien wat ek moet doen as ek in die gly raak. Maar sal dit nou nie lieflik wees dat daar iewers in my 'n sportiewe geen opstaan, dat ek tog net 'n donut op 'n scrambler kan maak voor ek langbome toe gaan.